7 jaar gelede was my eerste besoek aan Nederland. Ek onthou ek het 28 boodskappe gepreek in 12 dae se tyd. En ek onthou 'n prentjie van myself, 'n foto wat lê en slaap met 'n pak klere aan op 'n mat in Hardingsveld. As ek terugdink aan Hardingsveld, dink ek aan myself wat op die mat lê en ek dink aan Aletta. Een van my eerste bekeerlinge van Nederland. Ons het nou nie soos André Nederlandse bloed in my nie. Ek is 'n Skot. Ek kom van Skotland af. Maar my pa kom nie van Skotland nie, hy kom van Italië. So my pa kom van Italië, my voorouers van Skotland en ek van Suid-Afrika. So ek is 'n Skotse Italiaanse boer. Even nog één vraag, voordat je verder gaat. Wie heeft van Noord-Zuid-Afrikaans gehoord? Enkel stuk op 3, 4. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om nog even rekening te houden dat er mensen zijn die nog niet eerder Zuid-Afrikaans hebben gehoord. Dat je stadig praat, langzaam praat. Is dit stadig genoeg zo? Maar als jullie het niet begrijpen, steek gerust even je vinger op. Dan weet Frans waar dat hij zachter moet, want het zou heel vervelend zijn als je een beetje de boodschap mist. En baaien, dat is heel veel, of heel veel, hè? Baaien? Oké, en wat is nog meer wat belangrijk wordt? Daar het 'n man in ons kantoor kom werk verlede jaar. Sy naam is Sybrand. Hy is 'n Nederlander. Ek noem hom my kaaskop. Hy is 'n afgetrede regsgeleerde, hy is 'n prokureur of advokaat. Hy is die 60 jaar oud en hy werk daar. Seker so 'n maand gelede toe bel een van die broeders van Nederland en praat in hoog Nederlands op soek na een van my DVD's wat ek gepreek het. En terwyl hy nog so sukkel met die Engelse taal, toe antwoord Sybrand hom in perfekte Nederlands en sê hy kan maar Nederlands praat. En die man was so geskok en stil. Al wat ek wou uitkry was, hoe kan dit? Hoe kan dit? Ek meen in Suid-Afrika. Ons het so 'n bietjie van 'n koneksie met die Nederlandse taal. Goed, kom ons blaai saam in die woord van die Here as ons saam lees uit Psalm 85. Ek het vandag gearriveer van Suid-Afrika via Frankfurt. So ek sal probeer stadig praat en nie te lank nie, want ek het nog nie herstel van die oornagvlug nie. So as ek langs die pad in die slaap raak en die boodskap maak my net wakker. Goed, Psalm 85. Neem groot vrymoedigheid om die hand op te steek as ek te vinnig praat. Of as u nie verstaan nie, dan steek die hand op en ek sal stop en vra en dan herhaal ons dit net weer, want ons wil seker maak u verstaan wat ons vir u wil sê. Dit begin vir die musiekleier van die kinders van Korag, 'n psalm. Voordat ons dit saam lees, die vraag is, wie was die kinders van Korag? En as 'n mens gaan kyk na 1 Kronieke hoofstuk 6 vers 33, 2 Kronieke hoofstuk 5 vanaf vers 13 tot 14, dan sien ons dat die kinders van Korag was die drumpelwagters gewees, wat uit 'n stam uitkom, wat deur koning Dawid en later deur koning Salomo aangestel is. Mense wat in die tempel gewerk het. Hulle was deel van die ballingskap wat weggevoer is na Babylon. Jy ken die verhaal, die baie bekende lied wat ons sing, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. Psalm 42. Dis in die begin van die 70 jaar ballingskap. Maar Psalm 85 is geskryf toe die volk teruggekeer het uit ballingskap na 70 jaar. En dan skryf hulle die volgende. Hulle sê, Here, U het, o Here, 'n welbehaag gehad in U land. Die lot van Jakob het U verander. U het die ongeregtigheid van U volk weggeneem en al hulle sonde bedek, Sela. U het al U grimmigheid teruggetrek en U het U van die gloed van U toorn afgewend. Die kinders van Korag sê 6 dinge vir God. Hy sê, Here, U het 'n welbehaag gehad in ons. U het die lot van Jakob kom verander.
U het die ongeregtigheid weggeneem. U het vergewe. U het ons kom herstel en U is nie meer kwaad vir ons nie. 6 dinge. Vers 2, vers 3 en vers 4. Maar dit was nie vir hulle genoeg nie. En toe sê hulle die volgende: Herstel ons, o God van ons heil, en maak tot nuut U grimmigheid teen ons. Sal U vir ewig teen ons toornig wees, en U toorn laat duur van geslag tot geslag. En dan vers 7, sal U ons nie weer lewend maak, sodat U volk in U bly kan wees nie. Kom ons lees eers net tot daar, uit die woord van die Here. Ek moet vanaand met julle gesels oor persoonlike herlewing. Maar ek wil vanaand se boodskap gebruik om net so 'n bietjie 'n fondament te lê, bietjie agtergrond informasie rondom herlewing, en dan spring na 3 of 4 of 5 aspekte van herlewing en dan miskien daarmee afsluit. Jy weet, die heel eerste keer toe ek gevlieg het na die land van die Bybel in Israel, het ek 'n aangrypende ervaring gehad. Ek onthou toe, net voordat ons sou vertrek het met Turkish Airlines tot Istanbul toe, het my vrou my tas gepak. Net soos wat sy dit gister gepak het. Ons weet al presies waar moet die hemde en die broeke en die skouse en die skoene lê in die tas om dit vinnig te maak. Johan het sy tas gepak al 2 dae voor hy gekom het. Ek pak 'n uur voor ek vliegtuig toe gaan. So vinnig gaan dit vandag al daar by die huis. Maar ek onthou, toe ek die tas gepak het, was ek so opgewonde geweest. En ek het die vliegtuigkaartjie geneem en gegaan na Johannesburg se lughawe. Toe ek daar by die lughawe kom, het ek daar by die toonbank gaan staan en die kaartjie vir die persoon gegee. En sy het dit gevat en ingetik op die rekenaar, en dan skop daar uit die masjien 'n ander kaart, wat 'n mens noem 'n instapkaart, 'n boarding pass, 'n boardingkaart. Jy weet waarvan ek praat. En ek vat die boardingkaart, en ek stap deur die paspoortbeheer, en ek gaan sit op die vliegtuig. Op pad na my bestemming. Istanbul, en dan Jerusalem. Of Tel Aviv, om te wees waar Jesus was. Maar terwyl ek op daardie vliegtuig sit, is ek so opgewonde. My heel eerste vliegrit oor see. En nou gaan ek ook nog na Israel om te gaan stap daar waar Jesus gewoon en gewerk het vir soveel jaar. Ek onthou daar het 2 manne langs my gesit, een links en een regs van my, en ons was so opgewonde want hulle was op pad saam met my na die land van die Bybel in Israel gewees. En soos wat die uur verbygaan in die vliegtuig, julle weet mos hoe gaan dit, julle wat Suid-Afrika toe gevlieg het. Hulle begin die filmpies vertoning wys en die kos word bedien en daar's iets om te drink. En so gaan die uur verby een na die ander. Maar terwyl ek daar sit op daai sitplek, kan ek voel hoe moeg raak ek en tam. En ek skuif van my regterbout na my linkerbout. En dan van die bout na die bout, want dis seer hier agter en spasmas in die rug. En as ek so rondom my kyk, dan sien ek maar almal skuif rond en is ongemaklik. En almal se oë raak so rooi van moegheid en min slaap. En die hare begin staan so in die lug asof dit 'n bietjie highlights en gel ingekry het, want almal se hare lyk nie meer lekker nie en almal skuif rond en so gaan die nag verby tot die volgende môre. Maar ek onthou toe ons geland het in Istanbul, het ons 3 ure gehad op die lughawe. En ek stap na die badkamer en ek gaan skeer my baard. En ek gaan borsel my tande. En ek gaan was my hare in die wasbak. En ek trek vir my 'n skoon hemp aan. En ek spuit 'n bietjie Old Spice dat ek lekker kan ruik in daardie oomblik. En ek stap daar weg by die waskamer, die WC soos julle dit noem. En ek voel baie beter. Ek sien elkeen van ons vandag is op 'n lewensreis saam met God. Dit begin die dag as jy die vliegkaartjie in jou hand kry, die uitnodiging van die Heilige Gees van Jesus om jou saak met hom reg te maak. Jy sien baie mense ontvang 'n uitnodiging van God en daag by die kerk op, maar ontvang nooit 'n instapkaart nie.
Die instapkaart vir 'n Christen is wanneer die Gees van God in jou hart kom woon en as jy Jesus as verlosser aanneem en hy kom bevestig dat jy sy kind is. En dan neem die Gees van God jou as dit ware op die vliegtuig op jou lewensreis na die nuwe stad van Jerusalem om saam met Jesus te wees vir ewig en altyd. Julle weet waarvan ek praat. Maar op hierdie lewensreis, so dikwels gaan sit 'n mens op daai vliegtuig. Jou naam is geskryf in die boek van die lewe en jy weet dit. En jy is op pad na Jesus toe, die nuwe stad Jerusalem, die hemel. Maar gaandeweg langs die pad gebeur daar dikwels iets in 'n mens se lewe wat 'n mens moeg en tam raak. Wat 'n mens 'n vars ontmoeting met God nodig het of 'n vars besoek aan 'n badkamer in Istanbul om verfris te word. En dit is wat die wese van herlewing is. Ek het vir julle 'n paar gedagtes neergeskryf oor wat is die wese van herlewing. In die Ou Testament is daar 3 woordjies wat na vore kom. En as ek dit vir julle kan gee vanaand, die heel eerste woord is die woord Shaya. Dit is wat ons vind in Psalm 85 vers 7. Daar staan geskrywe, Shaya is die woord se naam, is om weer te herwin of te herstel, om terug te keer na God se oorspronklike plan of sy roeping of standaard vir sy kinders. Dit is wat die woord Shaya beteken. Toe ek op daardie vliegtuig geklim het, was ek uitgerus. Ek was vars. Ek het pas uit die stort gekom. Julle noem dit die douche. En ek het nuwe goed aangespuit en skoon klere aangetrek en ek het gaan sit op daardie vliegtuig. Maar toe ek moeg word en tam en my klere gekrekel en my liggaam spasmas en my boude lam en my asem begin stink en my hare begin staan en toe het ek nodig om verfris te word. Net soos vandag. Moeg na die oornagvlug van Johannesburg via Frankfurt tot hier. En in die douche geklim vanmiddag en geskeer en gestort en getandeborsel en 'n skoon hemp aangetrek. En ek ruik lekker met die oorspys vanaand. Is dit nie so nie? Maar dis wat die woord beteken, om te herwin, te herstel, om terug te bring asof jy vars op die vliegtuig klim. Die tweede woord is die woord anosoporie, wat 'n Hebreëse woord is, wat beteken dat wanneer jy teruggebring word, dan kom daar opnuut 'n vuur in die brand, wat stadig begin doodgaan, en dan begin daar weer 'n ding brand in die binnekant van jou hart. So God bring jou terug, hy steek 'n ding in die binnekant in jou hart in die brand. Die mooi woord vir anosoporie is om te verfris, te vervars en nuut te maak asof dit nuut is. So eers bring hy terug, dan doen hy iets in jou hart wat jou verfris en vir jou 'n varsheid gee. 'n Vars ontmoeting met die Here. Psalm 23 wat Dawid sê, my beker loop oor, want my hoof is met vars olie gesalf. God het 'n vars ontmoeting vir my gegee. En dan die derde woord is die woord wat ons in die boek Timoteus vind. Dis die woord anothulu. Dis 'n aangrypende woord. Paulus verwys na 'n saadjie wat geplant word in die grond en dan begin dit ontkiem en dan begin dit groei en dan begin dit vrug dra. So God bring jou terug, hy verfris jou, hy vervars jou, dan kom daar nuwe lewe en nuwe groei en nuwe vrug wat jy dra. Met ander woorde, dit is wat die woord herlewing beteken. Vervars, wat is dat? Verversing. Verlevendige. Verversing. Ja. Ja, nuut, dat is nieuw. Dis hy, jy het hom. Nou dit het 'n effek op persoonlike herlewing. Dit het 'n effek byvoorbeeld op herlewing in die gesin, in die huwelik, in die huis, in die gemeente, die gemeenskap, die land. Die wese van herlewing is 'n terugkeer, 'n verfrissing of verversing en nuwe groei en nuwe vrug wat gedra word. Dit is wat herlewing is, primêr in 'n mens se lewe. Goed, kom ons kyk na 'n paar tipes herlewing en dan gaan ek met julle gesels sommer daaroor. Wat is die hoofdoel van herlewing? Nou as ons gaan kyk na dit in die skrif, dan ontdek 'n mens dat elke herlewing het 'n doel. Soos byvoorbeeld die 1904 herlewing in Wallis.
as jy gaan terugkyk daarna, dan sien 'n mens dat God het herlewing gegee, want direk daarna was dit die Eerste Wêreldoorlog en letterlik duisende mense het gesterf en is die ewigheid in die geval met God in steede van sonder God. Die 1860 herlewing van Suid-Afrika, die gevolg daarvan was die begin van sending in Suid-Afrika en die res van die wêreld. So die Here gee 'n herlewing vir 'n spesifieke doel. Maar as jy gaan kyk na die binnewerke van elke herlewing, dan is daar net een primêre doel waarom God herlewing gee. Het sy persoonlik of selfs korporatief? Gemeenskaplik. Dis 'n mooi woord. Dit te doen met net een gedagte. Dis Romeine 8 vers 29. Gaan lees maar in julle eie tyd. En dit is dat ons gelykvormig sal word aan die beeld van Jesus Christus ons Here. Dis waarom God herlewing gee. God se doel is nie vir ons om gered te word nie. Dis nie vir ons om geheilig te word en vervul te word met die Heilige Gees en hartsreiniging deelagtig te word. Dis alles maar stappe. God se ultieme doel is om soos Christus te word. So wanneer jy op die vliegtuig sit op pad na jou ewige bestemming en daar gebeur iets in jou lewe wat maak dat jy nie is waar jy behoort te wees nie, dan kom besoek die Here jou hart in herlewing, dan kom herstel hy vir jou, dan kom verfris hy vir jou ververs, dat daar weer nuwe groei kan wees om soos Christus te word. Snap julle wat ek sê? Dit is wat is die wese van herlewing. Die hoofdoel is om soos Christus te word. Goed, herlewing en geestelike ontwaking. Ons gaan vanaand gesels oor persoonlike herlewing, ons gaan praat oor gemeenskaplike herlewing, ons gaan praat oor iets, 'n ander aspek van herlewing, maar daar's 'n verskil tussen herlewing en 'n geestelike ontwaking. Herlewing het te doen met kinders van God. 'n Geestelike ontwaking het te doen met ongelowiges, mense daar buitekant. In elke herlewing deur die eeue heen werk God in die harte van sy kinders en saam daarmee in die harte van ongelowiges met 'n oortuiging van sonde. Julle sal dit vanaand sien. Maar dis die verskil tussen die twee. So baie mense dink ons praat net van herlewing, maar wanneer ons fokus op herlewing, die gevolg daarvan altyd is 'n geestelike ontwaking. Dit lei dat die Here werk in die mense wat vir Christus nie ken nie. In Atlanta in Georgia in Amerika, byvoorbeeld, jy weet, daar's 'n boek wat jy kan gaan lees. Die boek se naam is On the Wings of a Dove, deur Dr. Noel Gibbert geskryf, professor van Wallis. Hy het geskryf oor die gevolg van die Walliese herlewing van Evan Roberts. Maar een van die goed wat hy noem met die oorspoel van die Walliese herlewing na Amerika, was daar 'n oomblik gewees in Atlanta, Georgia, met 65.000 mense, waar net 200 volwasse mense nie gered was nie. Dat 'n bietjie insink. Net 200 mense uit 65.000 mense wat nie gered is nie. Die gevolg van herlewing in Wallis. Aangrypend, is dit nie so nie? En die Walliese herlewing On the Wings of a Dove het 'n effek gehad op 7 kontinente. Die gevolg daarvan in ongelowiges harte. Ek weet van 'n klomp voetbalafrigters in Amerika wat ek persoonlik ken, 2 van hulle, wat in 1972 tot bekering gekom het as ongelowige, ongeredde mense in die Kanadese herlewing. Een is vandag in Suid-Amerika 'n sendeling, een is 'n predikant in Washington DC, wat ongered was en gered geraak het in herlewing en vandag vir God werk en preek oor herlewing. So God werk in herlewingstye in die harte van julle, van my, maar ook van die mense rondom ons. Al lyk dit vir 'n mens dikwels nie so nie. Goed, kom ons kyk 'n bietjie na die volgende skyfie. Verskillende soorte herlewing. Daar's 3 soorte, kom ons staan stil by die eerste een. Ons noem dit persoonlike herlewing. Ek het 'n paar tekste vir julle neergeskryf, Psalm 71 vers 20. Is dit goed as ek nog so praat? Dis nie te vinnig nie, né? OK, reg so. Gelukkig het ons die skyfies voorberei.
Psalm 71 vers 20, Psalm 119 vers 25, 37, 40, 50, 88 en 107, waar die skrywer skryf, Here, sal u my nie weer kom aanraak nie. Hy vra vir iets persoonliks, met ander woorde. Daar is persoonlike herlewing. En kom ons kyk na een godsman in die skrif en 'n staaltjie wat ek vir julle wil vertel oor persoonlike herlewing, voordat ons kom by die gemeenskaplike herlewing, die volgende skyfie. Handelinge hoofstuk 4. Ek het 'n paar punte vir julle neergeskrywe. Dit praat van Petrus se lewe. Nou in Lukas hoofstuk 10 vers 20 staan daar geskrywe dat die Here praat met Petrus en sê, wees bly dat jou naam geskryf is in die boek van die lewe. So Petrus het vir God geken. Hy was gered. Sy naam is in die boek van die lewe. Hy is op pad hemel toe as hy sterf. Is dit nie so nie? Dis mos wat die skrif sê. Maar Petrus, vol van bravade, staan op in Jerusalem eendag en hy sê, Here, ek sal u volg, ek sal u dien, ek sal self saam met u gaan sterwe. En toe gebeur daar 'n oomblik in Petrus se lewe wat hy vir Jesus verloon. Onthou, hy is op die vliegtuig. Sy naam is in die boek van die lewe. Hy het 'n instapkaart. Hy stap saam met Christus. Hy is in die binnekring van Jesus. Petrus, Jakobus en Johannes. Hy het 'n spesiale plek, is dit nie so nie? Hy stap saam met Jesus vir 3 jaar. Hy sien wonderwerk op wonderwerk gebeur. En toe verloon hy hom. Julle ken die verhaal. En toe kom Pinksterdag, Handelinge hoofstuk 2, en Petrus word vervul met die Heilige Gees, en dieselfde Petrus staan op in Handelinge hoofstuk 4, by die plek waar hy vir Jesus verloon het, en hy ervaar 15 dinge in sy geestelike lewe. Ek het 'n paar, dankie Jerry, ek het 'n paar vir julle neergeskrywe op die skyfie. 'n Liefde vir die woord. As julle wil, in Handelinge hoofstuk 4, aangrypende gedagte. Jy weet, as 'n Joodse man groot raak in Israel, dan gaan 'n mens deur 'n sondagskoolstelsel wat 'n mens noem Bet Shefer. Dan lees jy Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium tot die ouderdom van 11 jaar. En dan as jy 11 jaar oud raak tot die ouderdom van 16, dan word jy die res van die Ou Testament geleer. En dan as jy 16 is tot die ouderdom van 32, dan word jy 'n student van 'n rabbi. Julle is studente van Philadelphia Bybelskool. Philadelphia Bybelskool is julle rabbi op die oomblik, wat julle leer. En die gedagte is nie om kennis te kry nie. Die gedagte is om die kennis te laat sak na die hart, dat die lewe kan verander om soos Christus te word. Dis die wese van Philadelphia, as ek dit reg verstaan. Dis nie om te weet nie, dis om te word. Dis waaroor die Bybelskool gaan. Hier's Petrus. Hy's 'n jong student, hy leer Genesis tot by die boek Maleagi, gememoriseer. Want dis wat die Jode moes doen, hulle moes dit memoriseer. Maar toe word hy 'n visserman. En toe leer hy vir Jesus ken as sy verlosser en saligmaker. Maar kyk wat gebeur. Vir die 3 jaar wat Petrus saam met Jesus stap, lees jy nie in die boek Matteus, Markus, Lukas of Johannes dat Petrus die Bybel lees nie. Hy lees nie die woord nie. En toe kom besoek God sy hart en wat gebeur? Toe quoteer hy 'n teksvers. Kyk wat staan daar in Handelinge hoofstuk 4.
Hy quoteer Psalm 118 vers 22 vers 11. Hy is die steen wat deur julle die bouers verag is, wat 'n hoeksteen geword het. En toe hy by sy metgeselle kom, te quoteer hy Psalm 2 vers 1 en vers 2. Vir 3 jaar lees Petrus nie die woord nie. En toe God sy hart aanraak, toe quoteer hy 'n teksvers. Toe ek 'n jong seentjie was, 6 jaar, het ons op die plaas groot geraak. Boerdery. Hoe sê jy? Boerdery. 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 Ek het nie geboer nie, my pa het geboer. Maar ek onthou elke Sondagmiddag, dan wou ek en my sussie bietjie gaan speel. En dan sê my pa, voor ons kan speel, dan moet ons eers gaan slaap. En as ons stout in die kamer, ons raas. En dan daar waar my pa en my ma slaap, dan moet ek aan die kant van my pa en my sus aan die kant van my ma moet ons op die vloer op die matjie lê. Die ook so groot geraak. My pa slaap daarbo, my ma aan die ander kant, ek lê die kant van die bed en my sussie daai kant op die grond op die mat. Moet ons 'n uur slaap, dan kan ons gaan speel. Maar nou kan ons nie slaap hier want die vloer is hard en koud. Dan kyk ons onder die bed vir mekaar. Dan rol ons albasters. Julle ken albasters, sulke ronde goed. Crackers. Maar dit raas mos. Kom my pa agter ons, slaap nie, ons is besig. Toe sê hy eendag vir ons, julle kan gaan speel as julle elkeen 'n teksvers kan memoriseer. Ek was 6 jaar oud. My eerste teksvers wat hy my gee om te memoriseer was Psalm 23. Die Here is my herder. 6 jaar oud. Gememoriseer en vir my pa gesê, en hy was tevrede, elke Sondag dan teksvers, dan kan ek gaan speel. En toe raak ek groot, en ek gaan in die wêreld, en ek gaan werk in die weermag, en toe ek tot bekering kom, Jesus ontmoet as my verlosser en saligmaker, wat bring die Heilige Gees na my hart? Psalm 23. Toe word dit lewendig. Jy sien, Petrus was geforseer om die skrif te leer, maar toe ontmoet hy vir Jesus, en toe stap hy saam met Jesus, maar hy lees nie die woord nie. En wanneer God sy hart kom besoek, toe kom daar 'n nuwe liefde vir die boek in sy hart. Toe begin hy skielik die Bybel lees. Nou kom ek vra vir u 'n vraag vanaand. Hoe weet ek dat kinders van God op hulle lewensreis saam met Jesus herlewing nodig het? Dis wanneer die Bybel geen rol speel in die lewens van baie mense meer. Is dit nie so nie? Die woord. Van die praat van wanneer ons die woord van God begin nalaat om te lees as deel van die sins of commission en omission. Met ander woorde, die Bybel begin net 'n boek raak wat mense saamdra. Andrew Murray vat dit en gaan selfs 'n bietjie dieper en hy sê baie mense vat die Bybel en lees dit, maar vervang 'n ontmoeting met God terwyl jy die Bybel lees en bid. So jy kan selfs die Bybel lees en bid, maar geen ontmoeting met God hê nie. Tot God die skrif kom lewendig maak. So Petrus begin skielik 'n liefde vir die boek ontwikkel. Wat van sy gebedslewe. Ek het vir u 15 dinge neergeskryf op die skyfie. So wanneer die Here die hart aanraak, begin daar lewe kom. Begin goed weer terugkeer. Ek onthou toe ek Jesus ontmoet, is dit so asof jy sweef oor die aarde. Jy wil vir almal vertel van dit wat God vir jou siel gedoen het. Kon nie genoeg kry om die Bybel te lees nie. Dan raak ons besig, ons raak moeg, ons raak tam. Dan gaan daar 'n dag verby en soms 'n tweede dag en soms 'n paar dae wat ons deur die boek lees, maar nie ontmoet met God terwyl ons lees nie. Dan het ons herlewing nodig. Jy weet so 'n tydjie gelede in Desember 2008 terwyl ek besig was, ek onthou ons was hier, ek en John McGregor in Nederland. Ons het 'n leierskamp gedoen by Krusedan. En van hier het ons gegaan na Ierland. En ek en John het mekaar gegaan en ek het gaan preek in Belfast by die plek van herlewing waar God in 1959 opgedaag het.
En daardie aand, die 3de van Desember, 9 uur die aand, toe ek terugvlieg van Belfast na Londen, terug na Suid-Afrika, toe breek daar 3 onwettige immigrante van Zimbabwe by ons huis in Suid-Afrika. En vir die volgende paar ure word my vrou en my kind rondgeskop en rondgeslaan, messe teen die keel en wapens teen die bors en verskeie ander goed. Volgende môre toe ek opdaag in Johannesburg, toe hardloop my kind na my toe 6 uur die oggend. Toe het die polisie ons huis net verlaat 4 uur die oggend. Die skelms is eers 2 jaar later gevang, so 'n jaar gelede. Weet jy wat gebeur? My dogter, Leonie, sy is nou 18, hierdie maand. Sy naam is geskryf in die boek van die lewe. Sy ken hom as verlosser. Sy gaan kerk toe. Sy is in die sonndagskool. Sy gee sondagskool Sondag. Maar ek hou haar gesig dop en ek kom agter sy is nie wat sy behoort te wees nie. Sy sit op hierdie vliegtuig op pad na Jesus, maar sy is nie waar sy behoort te wees nie. En ek onthou die jaar daarna in Maart maand 2009, toe gee 'n familie vir ons 'n gratis geskenk na Israel en ons gaan na Israel toe. En ons gaan stap rond in Israel, ek en my vrou en my kind, en probeer die emosie verwerk. Lang storie kort te maak vanaand, ons kom terug en sy gaan op 'n jeugkamp soos hierdie. In die aand, terwyl die spreker praat, sit hy al die ligte af, toe is dit pikdonker in die kamer. En hiervoor is 'n kruis. En daarvoor by die kruis is 'n klein kersie wat brand, so 'n klein kersie wat flikker. So al wat jy in die donker kamer sien is die kruis. En toe praat hy in die donker, hy sê, as daar van julle is wat vanaand 'n vraag in die hart het vir God, of jy worstel met iets, of 'n verwyte in die hart, hoekom wil jy nie kom vanaand en kom piel hier by die kruis? Dan praat jy en Jesus oor die probleem nie. En ek onthou die Vrydag was die kamp, ons het gery Nelspruit toe. Dit is so 3,5 ure se ry van my huis, amper 4 ure. En ek het daar in 'n gastehuis gebly vir 2 nagte en gewag vir my kind. En Sondag het ons teruggery, sy het nie gepraat in die kar nie. Die Maandag, toe stuur sy vir my 'n e-pos, 'n e-mailtjie. Toe sê sy, pappa, ek moet pappa iets vertel. Na die gewapende roof, en daar in my hart te dink om sit, wat ek vir God verwyder. Kon nie verstaan hoekom God dit toelaat in my lewe nie. Jong meisie van 18, met nagkleertjies aan, 3 swart mans van Zimbabwe. Julle ken dit nie hier in Nederland nie. Met gewapende rowers soos ons nie. En sy wonder oor hoekom het God dit toegelaat. Soveel so sy wou nie meer Bybel lees en bid nie. As sy sê, papa, Vrydag aand, het ek daar by die kruis gekniel. En ek het vir God gesê, ek is jammer. En die Here het my kom herstel, sê sy. En het in my hart iets kom doen, wat my lewe verander het. Daardie volgende môre, 5:30, julle praat nou van 6 uur. 6 uur is 'n probleem vir julle, reken my. 5:30 die volgende môre, toe hoor ek hoe gaan die wekkertjie af in my kind se kamer, staan sy op. Sy was toe 15 jaar oud gewees. Toe begin nou sy stilte tyd. En lees sy die Bybel. Elke aand 8 uur gaan sy kamer toe. Dan gaan lees sy die Bybel. Dan slaap sy. Dis nou 4 jaar later. Elke môre 5:30 van die wekkertjie af. Dan staan sy op. En jy sien, haar naam was in die boek van die lewe, op die vliegtuig. Daar was nie sonde gewees nie, maar 'n roof, 'n omstandigheid van buite. Wat maak het daar in jou hart iets gebeur, dat jy nie is waar jy moet wees nie. Toe moes God haar terugbring en verfris, dat daar nuwe groei kan wees, om soos die Here Jesus te wees. Persoonlike herlewing, Petrus het 'n ontmoeting met God, wat hom kom herstel,
en al daai dinge vir hom doen van Handelinge hoofstuk 4. Kom ons bly na die volgende skyf. Gemeenskaplike herlewing. Psalm 85 vers 7. Sal U ons nie weer lewend maak nie. En ek gaan nie vanaand met U praat oor korporatiewe gemeenskaplike herlewing nie. Ek wil met U praat oor wat gebeur in die hart van die individu op weg na gemeenskaplike herlewing. Gemeenskaplike herlewing vind plaas in die kerk, dis ons, dis 2, dis 3, dis 4, dis meer as net 'n paar mense saam. Die kinders van Korag byvoorbeeld is meer as 2. Maar kom ek lees vir julle iets. Het my boek oor herlewing wat ek geskryf het. Een van die voorregte wat ek gehad het was om na Charlotte Chapel te gaan in Edinburgh. Kom ek lees dit stadig en sien wat ek probeer sê. Daar was 'n maatskappy wat in 1901 aanbod gemaak het om Charlotte Chapel in Edinburgh, Skotland te koop. Hulle wou dit omskep in 'n stoorkamer, 'n voorraadkamer. Maar daar was 'n leier van die gemeente, sy naam was Andrew. Hy het die aanbod van die hand gewys. Die gemeente het 100 lede gehad op lidmaatskap, maar Sondag bywoning was net 40 en somtyds 8 in die aand. 'n Jong man met die naam van Joseph Kemp het die beroep aanvaar om die leraar te word van die gemeente. Die lidmaatstalle het stadig gegroei, maar hy het eers siek geword en vertrek na Keswick in Engeland om daar te gaan rus. Terwyl hy daar was, het Dr. Andrew Murray van Suid-Afrika daar gepreek. Andrew Murray se woorde benodig manne van gebed, het God gebruik om in sy hart 'n vuur te begin brand. Hy het elke dag begin om stilte tyd te hou. Julle ken dit, né? En daarmee saam het hy elke dag begin, Sondag met 3 bidure. Die eerste was van 7:00 tot 8:30, 9:30 tot 11:00 en dan die aand het hulle gebid vir 1 uur en 'n half voor die aanddiens. Aangehou vir 'n jaar lank. En toe het hy begin met 'n daaglikse biduur. En tot 4 bidure op 'n Sondag. Toe begin die biduurgetalle groei. Toe begin die Here hulle belas met openligdienste, Jesus marse, sonnaarskole, Bybelskole. Die gemeente het gegroei en elke week het nagenoeg 30 ongeredde mense by die kerk aangesluit wat gered geraak het. Ek het gaan sit in die argief van daai kerk. En ek het deur al die argiewe geblaai en neergeskryf hoe die kerkie gegroei het van 100 na 142, na 319, na 830 in 'n paar jaar se tyd. Jy sien, God besoek die hart van die dominee, persoonlike herlewing. En toe spoel dit oor gemeenskaplik na die kerk. En daai gemeente is letterlik honderde mense weggestuur as sendelinge reg oor die wêreld. Hy het nie een lidmaat verloor in sy tyd as predikant van die gemeente nie. En God gebruik hom vir gemeenskaplike herlewing. Net soos die kinders van Korag. Kom ons kyk na die volgende skyfie. In Psalm 85 het ek 'n paar dinge vir u neergeskryf wat na vore kom wat die kinders van Korag ervaar het toe die Here kom met herlewing. En kom ek noem net 'n paar vir u. Vers 7: Sal u ons nie weer lewend maak dat u volk in u bly kan wees. Blydskap. Die eenvoudige ding, blydskap. Kyk die gesigte van ons mense Sondag as ons kerk toe gaan, daar's nie blydskap in die hart nie. Die hart is 'n weerspieëling of 'n mens se gesig is 'n weerspieëling van die hart. Wat hier binnekant gebeur, staan hier geskrywe. Blydskap. Hoekom vra die kinders van Korag vir blydskap? Want hulle onthou Psalm 44. Daar staan geskrywe: Here, ons onthou hoe ons vooruitgetrek het met 'n skare van jubel na die huis van die Here.
Hulle onthou die vreugde en die blydskap op pad na die tempel, hoe hulle gesing het en geloof en geprys het. Hulle smag daarna. Hulle vra vir blydskap. Daar staan geskrywe om te kan hoor. Volgende vers 9, ek wil hoor wat God wil sê. Hulle het 'n behoefte om God se stem te hoor en te hoor wat klop in God se hart en met God te praat en God met hulle te praat. Dit praat van gebed, dit praat van twee-rigting kommunikasie, dit praat van gemeenskap met God. Ons mense wil nie meer hoor wat God wil sê nie. Is dit nie so nie? Maar kyk elkeen van daai puntjies in Psalm 85. En onthou, die psalmis het gesê, Here, U het vir ons 6 goed gedoen, maar daar is meer wat ons wil hê. So nou vra hulle vir amper 10 goed vir meer. So persoonlike herlewing, nou in die harte van die kinders van Koreg, skep 'n honger en 'n dors na meer. Ons het ons aptyt vir God verloor in Suid-Afrika en die res van die wêreld. Mense is tevrede met my sondes is vergewe. God is nie meer kwaad nie. Hy het ons lot kom verander, hy het ons teruggebring. Hulle sê ek onthou, maar daar is iets anders. Psalm 44 staan daar geskrywe, ons vaders het ons dit vertel, met ons eie ore het ons dit gehoor, 'n werk het U gedoen in die dae van die voortyd. Here, kom doen dit weer. Ons bid nie vir herlewing nie, want ons leef in 'n tyd van geen herlewing. Maar daar is meer wat God vir ons wil doen. Hulle vra daarvoor. Korporatiewe herlewing lei tot 'n geestelike ontwaking. Volgende skryfie. Ek lees vir julle 'n stukkie van Evan Roberts. Ek is amper klaar. Gaan stadig lees. Wallace het al 24 keer in die verlede herlewing gehad. Daar was 'n jong man, sy naam was Evan Roberts, wat verlang het dat God herlewing sal gee en begin bid vir herlewing. Julle ken die verhaal hoe hy gebid het en die Here se aangesig gesoek het vir 6 maande, hoe hy gepreek het voor die Here, toe Sef Joshua daar gepreek het. Dienste begin groei het. Kom ek lees vir julle wat is die gevolg van persoonlike herlewing. 17 jong mense het op sy boodskap gereageer 31 Oktober 1904. Elke aand het die getalle toegeneem. Die gees van God is op mense uitgestort soos 'n tornado. En skielik het kerke vol geraak. Die vreugde het teruggekeer na kerkdienste. Soveel mense het opgedaag dat baie weggewys moes word. Dienste duur van 10:00 in die oggend tot middernag. 3 dienste per dag. 70.000 mense gered in 2 maande, 85.000 in 5 maande en 100.000 in die volgende 6 maande. Niemand het veldtogte georganiseer nie. Hulle het nie advertensies gebruik of uitsendings of bekeringsveldtogte geloods nie. Maar die gees van die Here het 'n beweging aan die gang gesit wat reg oor Wallace gesprei het. Dobbel sake het afgeneem, drinkplekke en bordele het gesluit. Uitstaande skuld, so kan ons aangaan. Jy sien 'n ontmoeting met God persoonlik het gemaak dat God 'n geestelike ontwaking gestuur het. Maar die meeste van ons sit op die vliegtuig tevrede. Is dit nie so nie? Ek is nou gered. Maar daar is meer. So wie het herlewing nodig? Hulle wat moeg en tam geraak het op die reis saam met Christus. Wie het herlewing nodig? Hulle wat 'n blokkade in die hart gekry het op een of ander wyse. Wat maak dat jy nie is waar jy behoort te wees nie. Het sy van omstandigheid van buite soos Leonie
of miskien druk, soos Petrus, Here, ek sal saam met u gaan, toe kom daar druk, vervolging, swaar kry, of as gevolg van sonde. In die aand toe Evan Roberts gebreek het voor God, het hy 'n sonde voor God bely. So wie het herlewing nodig? Moeg en tam, uithaal van blokkasies, of dan in die laaste plek hulle wat honger en dors na meer. Kom ons kyk nog net na een skyfietjie. Gods werk in herlewing, dis die laaste werk van die Here. Persoonlike herlewing, gemeenskaplike herlewing, gemeenskaplik wat lei na geestelike ontwaking, en dan die laaste is wanneer die Here sy werk laat herleef. Habakuk 3 vers 2. Here, roep u werk in die midde van die jare, God se werk. Wat beteken dit? Kom ek sê vir julle. Hierna gaan nog een skyfie doen, dan is ons klaar vir vanaand. Ek het altyd die verhale gelees van die Oos-Afrika herlewing. Ek het altyd gewonder, wanneer gaan die Here 'n deur oopmaak, dat ek daar kan gaan besoek aflê, of preek. En toe kom die uitnodiging die jaar na Uganda toe. En 300 geestelike leiers bespreek vir die konferensie in 550 dag op van 7 lande. Met treine en busse en fietsse opgedag. En van Sondag tot Donderdag aand, in die aande oor die 800, 550 van die Kongo, van Tanzanië, van Sudan. Sit ons daar. Nou moet ek vir hulle preek. En die meeste van hulle word vervolg. Hulle huise word afgebrand deur die moslems. Ons het nie 'n benul wat is vervolging nie. En ek sit daar voor ek moet preek. En ek begin lees oor die Oos-Afrika herlewing. En God praat met my. En hy besoek my hart. Jy sien Dr. Joe Church, is 'n mediese dokter, wat 'n epidemie in Rwanda moes hanteer in die hospitaal. En hy was moeg en uitgeput en uitgebrand van al die kieme en die siektes. Toe gaan hy van Rwanda na Uganda om te gaan rus. En hy gaan bly in 'n klein huisie in Kampala. En die Sondag stap hy kerk toe. Daar teen die heuweltjie op. Die heuwel se naam is Nazirembe Hill, beteken in Afrikaans plek van vrede. Hy stap daar teen die plek van vrede op. En daar staan 'n swart man, sy naam is Simeon Mzabambi. En hy sê, kan hy met hom praat, en hy sê, wat is fout met die kerke in Afrika? Kom is daar nie oorwinning oor sonde nie? Kom word mense nie meer gered nie? En vir die volgende 2 dae spandeer die 2 tyd in die woord, lees die Bybel en bid op daai berg. En hy gaan terug na Rwanda en Simeon Mzabambi gaan terug na waar hy vandaan kom en toe begin God werk. Toe kom daar nog 5 swart mense by. Festo Gevengere was een se naam en verskeie ander. En die Here besoek hulle harte. En die mense gee vir hulle 'n bynaam. En die bynaam was Balokole. It is the chosen ones who are saved from sin. En as mense in kontak kom met die Balokole, dan word hulle lewens verander, want mense het hulle herken as iemand wat by Jesus was. Handelinge 4 vers 13. En in daardie boodskap van Balokole word 'n boodskap gebore. Die boodskap van Jesus alleen versadig. En daar is volkome oorwinning oor sonde in Christus. En die kontak word gemaak met Roy Hession en Norman Grab, die Mennonites van Amerika, en een groep na die ander. Die boodskap sprei oor die res van die wêreld as gevolg van 2 dae se persoonlike herlewingsontmoeting op 'n berg in Kampala, waar ek gestaan het. En
werk, wat sy werk laat herleef, wat julle vandag nog van kan lees. Daar's 'n boek daar binnekant daaroor, oor continuous revival. En hierdie Habakuk roep uit en sê, Here, kom doen weer iets, kom skep 'n boodskap, of kom rig 'n organisasie op, of 'n groep, of kom doen iets, daar weer 'n honger en 'n dors sal kom in Nederland na God. En dis waarvoor hy vra. Kom doen iets. So wie het herlewing nodig? Hulle wat moeg en tam is. Hulle wat blokkades in die hart en die lewe het, of hulle wat wil verder gaan saam met die Here. Kom ek sluit af, laaste skyfie. Ek het vir julle 5 vrae neergeskryf. Alles tot en met nou was net 'n lesing. Bietjie informasie. Nie eers in diepte en detail nie, net 'n bietjie informasie. Persoonlike herlewing wat 'n effek het, gemeenskaplik tot by 'n geestelike ontwaking, om selfs 'n boodskap en 'n teologiese verskil teweeg te bring. Want daar was 'n ontmoeting met God. 5 vrae. En Aletta gaan die vrae gebruik om die teksvers te behandel in die groepies. Hoe bring 'n mens kopkennis na die hart toe? Ek het lees vandag, toe gaan skryf ek dit vir julle neer. Kom ek gee dit vir julle, en daarmee gaan ek afsluit. Is my hart skoon vanaand waar ek voor God staan? Wie mag klim op die berg van die Here, Psalm 24, hy wat rein van hande en suiwer van hart is? Wie mag staan in sy heilige plek? As jy na jou binnekamer gaan om met God te ontmoet, dan gaan jy in sy heilige teenwoordigheid. So as jy ingaan daar, is jou hart skoon wanneer jy God ontmoet. Of moet ons vanaand vir mekaar sê, ek het tam geword op my lewenspad saam met Here. Ek het al dikwels ingegaan, soos my dogter, kerk, in die binnekamer, en huisgodsdiens, en Bybel gelees en gebid, want ek moet. Maar in my hart 'n blokkasie, want ek verwyd die Here vir 'n gewapende roof. Is jou hart skoon vanaand, wil jy voor God staan? En hierdie woord. Jy soek my het ander gesin. Tweede vraag. Is daar enige bewys of getuienis van die Heilige Gees se werking in jou lewe in hierdie oomblik? En ek praat nou nie van redding nie. Ek vra nie of jy gered is, Jesus in jou hart kom woon, dat die Gees in jou hart getuig dat jy sy kind is nie. Is daar enige bewys in jou hart op die oomblik dat die Gees van God met jou besig is? Johannes hoofstuk 16 het ons gelees, of lees ons in elk geval, wanneer die Gees van die waarheid kom, gaan hy ons in die volle waarheid lei, en hy gaan dinge aan ons bekend maak. Maak die Gees van God goed aan jou bekend. Al maak hy sonde aan jou bekend. Wys hy vir jou iets in jou hart. Terwyl ek daar sit in Kampala, sê die Here vir my, François, jy het 'n wanbalans in jou lewe. Sê, Here, wat bedoel jy? Skryf 'n ding of 2 neer, maar ek verstaan nie. Toe ek by die huis kom, toe gaan soek ek die Here se aangesig. En ek preek selfs daaroor by Mispa, maar ek verstaan nie. 2 dae gelede ontmoet God my in die binnekamer. En hy maak dit vir my bekend. Een van die goed wat die Here sê is, as dit nood druk, dit gaan vinnig en besig, en jy sit hier op die vliegtuig op pad hemel toe, dan word ons heel dikwels, as ons nie is waar ons behoort te wees met God nie, dan word ons mense wat soek na die Here vir sy hand en sy voorsiening, maar nie soek na die aangesig van God nie.
Hoor maar hoe bid mense, Here gee vir my, help vir my, voorsien vir my. God sê dis 'n wanbalans in jou lewe. Is God besig om te werk met jou? Of praat hy nie met jou nie, want daar is 'n hart wat nie reg is nie? Eerste vraag. Dat jy herlewing nodig. En dan is daar 'n blokkade. Derde vraag. Wat het die Here vir jou gesê? Tot en met vandag of selfs vanaand. Weet as God met 'n mens praat, dan praat God altyd met 'n doel. Wat het God al vir jou gesê die laaste tyd? Waarmee is hy besig om te werk met jou? Wat jy dalk nog nie op gereageer het. Die vierde vraag, was jy gehoorsaam gewees aan dit wat God alreeds met jou oor gepraat het? Eenvoudige ding. Bring ons by die laaste vraag. Is jy gewillig dat die Here vanaand met jou sal praat en dat jy hom sal gehoorsaam? Jy sien, Jesus sê in Lukas 'n aangrypende ding. Hy sê, julle noem my Here, Here, maar julle doen nie wat ek vir julle sê om te doen nie. Voordat ons God moet gehoorsaam, moet ons sê, ja, Here. Sê, Here, praat met my, dan sal ek kies of ek jou gaan gehoorsaam. God sê, nee. Die gesindheid van jou hart moet wees vanaand, ek sê ja, voordat jy met my praat. Want as jy nie so gesindheid het nie, het jy herlewing nodig. En dan worstel ons, en dan verduidelik ons, dan verklaar ons, dan speel ons vir tyd, probeer regverdig. Stuur net van sê, ja, Here, ongeag wat jy sê. So as jy inkom by sy teenwoordigheid vanaand, is daar iets wat die Here moet kom ploeg in jou hart. Is jou hart skoon vir hom? Is daar bewyse van sy werking in jou hart en jou lewe? Dat God met jou oor gepraat die laaste tyd. Wat dalk nog daar lê wat jy nog nie geprosesseer het nie. Is daar iets ongehoorsaam? Evan Robert sê, is daar iets twyfelagtigs in jou lewe? Is al die sonde in jou lewe bely en laat staan? En is jy gewillig om vanaand te sê, Here, ja, nog voordat God vra enigiets van jou hart. Dan is jy 'n kandidaat om te herleef. Maar miskien moet jy net vanaand sê, Here, ek het moeg en tam geword. Ek het 'n blokkade in my lewe. Ontbloot, Here, ek wil dieper en meer. Want daar is meer. Kom ons bid saam. Here Jesus, persoonlike herlewing. Wanneer U ons harte kom besoek, dan bring U vir ons terug. U kom herstel vir ons. U verfris en ververs ons. Dan kom daar nuwe groei. Dink aan die week toe daar by die huis sit, Here, en ek was so moeg en uitgeput. En toe ek gaan stil word, en die teksvers in my hart kom lê. En toe vra U my die vraag, waaroor het ek met jou gepraat van Uganda af tot en met nou? Here, al wat in my hart opkom is Jesaja hoofstuk 40, maar hy wat op die Here wag, kry nuwe krag. Waarom is ons moeg en tam? Want ons wag nie op die Here nie. Ons lees Bybel, maar ons ontmoet nie vir U wanneer ons Bybel lees nie.
Ons hou stotte tyd, Here. Maar dit raak 'n roetine. Ons gaan kerk toe. Ons sing. Maar ons blydskap en belewenis van U is nie wat dit behoort te wees nie. En U sê, François, jy het 'n wanbalans in jou lewe. Een daarvan is, jy soek my. Maar jy soek my hand. Soek my aangesig. Want hy wat op die Here wag, kry nuwe krag. Here, ek dink terug in Augustus en September. 2 maande op my reis saam met U, Here. En ek gaan deur die dinge van die dag, van die week. Maar die Here sê, hy wat op my wag, kry nuwe krag. Here, U ken elkeen van ons harte vanaand hier. U weet hoe was ons dag, hoe was ons week, hoe was ons maand. U weet van die uitdagings, die vervolging. U weet van die aanslae van die wêreld op ons oë, ons gedagtes, ons ore. U weet presies waar ons vanaand op reis is saam met U. En U weet of ons moeg en tam is. En U weet of daar 'n blokkade in ons lewe gekom het. En U weet of U met die Gees 'n honger begin skep na meer. Want ons onthou soos die kinders van Korag, daar is meer. Ons het gelees verhale van herlewing. Ons het gehoor as mense praat. En daar was tye, Here, in ons eie bedienings wat U gekom het. Opgedaag het by U diens. Besoek afgelê het. En Here, ons weet vanaand daar is meer. En ons wil vir U vra in die naweek dat U vir ons sal inlei op die berg van die Here met 'n ontmoeting saam met U. Dat U ons kan herstel, dat U ons kan verfris en ververs en dat U ons nuwe groei en lewe kan gee. Dat mense ook kan sien as ons hier weggaan as 'n metgesel van Jesus, omdat ons by U was. Of soos by Uganda, Balakole. Wanneer mense in kontak kom met ons, dat hulle anders sal wees. Want hulle het aangesig tot aangesig gekom met die Christus in ons. Jesus alleen versadig. Amen. Die volgende skyfie het ek 'n paar goed neergeskryf wat altyd net soos op los. En ons gaan nou ietsie hier gaan ons nou maak realite. Dat jy ons inlei in die volgende sessie of van ons ietsie breek ons eers.